Annemarie, ek weet nie hoekom julle toegelaat het dat ek en Anton iets beplan het. Ek dink dit is dalk die verkeerde keuse om ons albei saam te gesit het om iets te beplan. Dan Annemarie, jou kinderstorie was perfek. Dit wat ons vandag aan die kinderstorie gehoor het, is die les vir vandag vir julle as volwasse mense. En ek het gesien die kinders het intent geluister en daar was by hulle geen rede om te betwyfel wat gesê is nie. En ek gaan vanoggend, kom ek begin hiermee. Toe ek in 2013 totaal geheel en al gebreek, stikkend en plat op my gesig in die modder gelê het. 'n gebreekte mens weens my lewenskeuses. Het die Here my gekom en my gevat en my opgetel en vir my gesê, nou is jy reg dat ek jou op die pad kan vat van die werk wat ek vir jou nodig het. En hy het my geroep om 'n predikant te word. So ek noem dit vandag vir julle want ek wil hê dat julle moet weet dat ek 'n predikant is in my hart. Ek gaan nie altyd die regte besluite maak nie. Maar die motief in my hart is 'n omgee en 'n liefde vir mense. So as ek vandag goed gaan sê wat jou hart gaan omkrap, onthou my woorde aan die begin. Dis omdat ek vir jou omgee. Toe ek en my vrou die beroep Panorama toe aanvaar het ek vir die Here gesê, Here, dis jou kinders. Ek gaan vir hulle lief wees en met hulle gesels oor die dinge wat jy wil hê ek moet gesels. En ons gaan vandag kyk, vir die wat dalk 'n besoeker is, baie welkom by ons. Ons het begin met 'n reeks, dit gaan bietjie stadiger as wat ek regtig wil hê, maar dit gaan oor die 7 waarhede wat vir die groep gegee is, wat uit die groot teleurstelling gekom het, wat later die Adventiste Kerk gevorm het. 7 waarhede wat vir ons as 'n denominasie gegee is, wat ons moet voorberei en wat die wêreld moet voorberei vir die tweede koms. En ons het gekyk nou al na die ondersoekende oordeel. Ons het gekyk na die Sabbat en toe het ons begin kyk na die 3 engele boodskap. Ons het vorige keer het ons 'n inleiding gedoen en vandag gaan ons kyk na die eerste engelse boodskap. En ja, dit is 'n boodskap van liefde en omgee, maar dit is ook 'n boodskap om jou wakker te maak. Dit is gedesign om mense genoeg om te krap, sodat jy kan gaan dink daaroor. Genoeg in jou hart iets wakker te maak, dat jy wil sê, en dat jy jou Bybel vat, en dat jy saam met God iets uitworstel, sodat God in jou hart kan wakker maak, en vir jou kan wys, maar is dit wat gesê is reg, of dit nie reg is nie? So voordat ons gaan, voordat ons begin, kom ons bid net gou weer. Hemelse Vader, ek weet dat U het my die boodskap gegee. Ek weet U het my geroep om te praat. Al wat ek nou vra, Here, is dat die emosie wat ek gee en die energie wat ek gee in my preek, Here, dat dit U sin sal wees. Here, ek vra dat die Heilige Gees baie naby sal kom om wanneer ons iets hoor wat ons harte om te krap, te sê, wag my kind. Jy kan nie omgekrap wees totdat jy jou Bybel oopgemaak het, op jou knieë kom sit het en saam met my kom worstel het nie. Eers wanneer ek en jy saam geworstel het met jou Bybel oop op jou knieë, dan kan jy omgekrap raak. As dit nie volgens God se woord is nie. En so Here, kom asseblief naby aan ons en lei ons, Here. Ek bid dit in Jesus se naam. Amen. So, hoe lank is die gemiddelde movie op Netflix? Hoe lank? Hoeveel minute? 1,5. Okay, so, meeste van ons kan vir 1,5 konsentreer as daar 'n Netflix is, reg? Gee my dieselfde tyd vandag. Ek beloof jy, dit gaan nie 1,5 wees nie. Dit gaan so 3/4 uur wees, maar dit mag dalk 'n bietjie langer wees as gewoonlik. Ek het 'n PowerPoint vir julle opgesit sodat julle kan volg. Ek wou nie die aanhalings vertaal nie, want wanneer jy dit vertaal van Engels na Afrikaans en dis nie iemand wat weet wat hy doen nie, dan klink dit nogals horrible. So ek het dit op 'n PowerPoint gesit sodat julle dit saam met my kan lees, sodat dit nie jou aandag aftrek as ek aanhou met lees
En dis nie baie nie, daar's 'n paar van hulle, maar ek het die Bybelverse ook gesit, want ek wil hê jy moet sien wat God vandag vir jou sê in die twee platforms wat hy vir ons gegee het, wat ons lewe moet verander, die Bybel en Gees van Profesie. So, die eerste Engelse boodskap. En ek het 'n ander engel in die middel van die lug sien vlieg met 'n ewige evangelie om te verkondig aan die bewoners van die aarde en aan die nasies en die stamme en tale en volke. En hy het met 'n groot stem gesê: Vrees God en gee hom die heerlikheid, want die uur van sy oordeel het gekom. En aanbid hom wat die hemel en die aarde en die see en die waterfonteine gemaak het. Wat is teenswoordige waarheid? Teenswoordige waarheid is waarheid wat vir hierdie oomblik, op die oomblik waarin ek en jy nou leef, van absolute belang is. Petrus sê dit so, en ek het vir julle die Engels en die Afrikaans saamgesit, want ek wil graag die Engels lees. Dit sê, For this reason I will not be neglected to remind you always of these things, though you know and are established in present truth. En present truth is nie iets niets in die Bybel nie. In Adam en Eva se tyd was present truth om na God te luister. In Noag se tyd was present truth klim op die ark. In Moses se tyd was dit word deel van die verbond. In Daniël se tyd was dit kom terug na God toe. In Nehemia se tyd was bou die muur. En in Jesus se tyd was dit kry 'n nuwe prentjie van die koninkryk van God. So die drie engele boodskap is present truth, met ander woorde, dit is relevante boodskap vir vandag. Present truth is nie soos baie mense praat van al hierdie conspiracy theories op YouTube nie. Dis nie present truth nie. Present truth, volgens Gees en Profesie, is waarheid wat uit die allerheiligste uitkom. Wat God vir sy remnant gegee het, wat lewe in hierdie tyd om die wêreld voor te berei vir God wat terugkom. En die drie engele boodskap is presies net dit. There are many precious truths contained in the Word of God, but the present truth that the flock needs now. I have seen the danger of messengers running from the important points of present truth to dwell on subjects that are not calculated to unite the flock and sanctify the soul. Satan will here take every possible advantage to injure the cause, but such subjects as the sanctuary, in condition of the 2,300 days, the commandments of God and the faith of Jesus are perfectly calculated to explain the past Advent movement and show what the present position is. Establish the faith of the doubting and give certainty to the glorious future. These I have frequently seen were the principal subjects of which the messengers should dwell on. Met ander woorde, present truth is die boodskap wat ek en jy moet verstaan. Sy sê baie keer is ons besig met onderwerpe wat nie vir vandag bedoel is nie. Daar is onderwerpe wat deel was van die voorportaal van die tempel, dan is daar boodskappe wat deel is van die heilige, maar die boodskappe wat vandag jou en my aandag moet vat, is boodskappe wat deel is van die boodskap van die allerheiligste. Daar is 'n nuwe neiging in die kerk om net te preek oor die liefde van God, is al wat ons nodig het. En vandag wil ek hê julle moet weet dat ek nie vandag sê dat die liefde van God wat aan die kruis gebeur het nie die senterpunt van alles is nie. Hoor mooi wat ek sê. Maar my studie oor die drie engele boodskap het vir my gewys dat die boodskap van God se liefde nie sonder gehoorsaamheid vir mense geleer kan word nie. Jy kan nie 'n God van liefde met mense deel sonder om saam met dit te deel dat daardie God van jou gehoorsaamheid vra nie. En ek gaan vandag, wat ek sê vir julle, wys uit God se woord uit. Praktiese gehoorsaamheid, nie intellektuele gehoorsaamheid nie. Met ander woorde, die boodskap moet verandering bring. Dit help nie net jy sê vir iemand, God is lief vir jou, en daai liefde verander nooit jou hart nie.
Dit moet praktiese verandering bring, 'n harts en verstand en aktuele, jou aksiese verandering. Maar vandag is ons op 'n plek waar ons kyk met hoeveel ek kan wegkom. Of net genoeg van my wil vermeng met God se wil, sodat ek hom tevrede kan stel. En nou mag jy sê, maar wag so 'n bietjie, daai is 'n baie ernstige stelling, leraar. Ek dink dis 'n bietjie judgmental. Wel, kom ons gaan aan en kyk daarna. Waaroor gaan hierdie 3 engele boodskap, veral die eerste engelse boodskap? Dit is om God se mense en die bewoners van die aarde daar buite, en ons gaan nou kyk dat elke keer wat dit in Openbaring praat van die bewoners van die aarde, praat dit van hulle wat gered moet word, hulle wat God nie ken nie. Dit is om die bewoners van die aarde terug te roep, eerstens die kerk terug te roep, en dan aan die bewoners van die aarde 'n standaard te stel wat van God afkom en nie joune is nie. Dit is die 3 engele boodskap in wese. Met ander woorde, hoe lyk God? Hoe lyk God se liefde in praktyk? Hoe is hierdie plan van liefde wat die wêreld moet gereed maak vir sy koms? En wat is my reaksie teenoor hierdie plan? En dan moet dit 'n begeerte word van jou om hierdie met ander mense te deel. Maar gehoorsaamheid is die sleutel tot sukses in hierdie Engelse boodskap. En ek gaan nou vir julle sê hoekom. Die volgende skyfies gaan dit vir julle verduidelik. Ek gaan vir julle lees hoekom gehoorsaamheid die sukses is. Dit sê, the first angel's message of Revelation 14 was designed to separate the professed people of God from corrupting influences. Ons is die professed people of God. Influences in this message, God sent the church a warning which if had been accepted, would have corrected the evils that were shutting them away from Him. Had they received the message humbling in their hearts and seeking a preparation to stand in His presence, the Spirit of God would have been manifested. The church would have again reached the unity, the faith and the love of the apostolic days, when the believers were one in heart and one in soul, and when the Lord added to the church daily such as should be saved. So die woorde van een van ons profete sê, as die kerk hierdie boodskap met erns aangeneem het, sou ons op die plek gewees het waar die eerste kerk was. Reg? Lees ek hierdie aanhaling reg? Goed. Ons tweede ene sê vir ons, Seventh-day Adventists have been chosen by God as a peculiar people, separated from the world by the great cleaver of truth. He has cut from the quarry of the world and brought them into connection with Himself. He has made them His representatives and has called to be ambassadors for Him in the last work of salvation. The greatest wealth of truth ever entrusted to mortals, the most solemn and fearful warnings ever sent by God to man, have been committed to them and to be given to the world. In a special sense, Seventh-day Adventists have been set in the world as watchmen and light bearers. To them has been entrusted the last warning for a perishing world. On them is shining wonderful light from the Word of God. They have been given a work of the most solemn import, the proclamation of the first, the second, and the third angel's message. There is no other work to be of so great importance, and they are to allow nothing else to absorb their attention. En dit sê nie dat jy moenie werk toe gaan nie, of jy moenie op vakansie gaan nie. Dit sê wanneer ek en jy geestelik verkeer, is dit die belangrikste boodskap wat daar is. Hoekom? Omdat dit is present truth. Dis die waarheid vir jou en my vandag, wat jou gereed moet waak om te staan voor die almagtige God wat jou kom haal. Dis gedesign om jou gereed te kry vir die tweede koms. En nie net vir jou nie, want dis die punt. Dis om te gaan na 'n wêreld wat nie daai standaard ken nie. Dit is te gaan om na 'n wêreld wat daai standaard nodig het. Openbaring 14 kan in 3 afdelings verdeel word. Openbaring 1 tot 14 vers 1 tot 5 wat vir ons 'n triomferende kerk wys. God se rein bruid wat sy karakter tentoonstel.
Dan kom Openbaring 14 vers 6 tot 12 en gee vir jou die plan van aksie hoe om die kerk triomferend te maak. En dan in Openbaring 14 vers 13 tot 20 beskryf dit die natuurlike uitkoms van hierdie plan, wanneer God sy bruid kom haal. En dit sê vir ons dat dit moet met 'n groot stem gebeur. Met ander woorde, dit moet met klokhelderheid gesê word. Ek en jy kan nie as adventiste skaam wees vir hierdie boodskap nie. Ons kan nie wegskram van hierdie boodskap af nie. En baie keer voel ons, maar wag so 'n bietjie, Here, ons kan dit nie met mense deel daar buite nie, want dis net te stref, dis net te sterk, maar die punt van die 3 engele boodskap is om jou hart om te krap. Hoekom? Want jy het nodig om te gaan dink oor dit wat die mees relevantste ding is waaraan jy ooit gaan dink, is ek reg vir Jesus om terug te kom? En die boodskap moet mense daar buite omkrap sodat hulle kan sê, hey, wag so 'n bietjie, wat gaan nie aan? Of ek wil hierdie mense verkeerd bewys, of ek wil verstaan, maar dit moet in jou hart iets wakker maak waar jy wil gaan sê, ek wil meer weet. Dit is 'n waarskuwing teen afgewaterde, gekomprimeerde godsdiens. Dit is ontwerp om mense ongemaklik te maak. Hoe weet ek dit? En die Bybel sê vir my, roep hard uit, moenie terughou nie, verhef jou stem soos 'n ramshoring. Maak aan my volk hulle oortredings bekend en aan die huis van Jakob hulle sondes. Die 3 engele boodskap is 'n boodskap wat jou na jou toe gaan kom en vir jou gaan sê, hey, hier's God, hier is sy standaard, hier is wie hy is in wese, waar is jy in ooreenkomstig met hierdie God? En dan gaan ons kyk hoekom, want ons gaan nou na elke stuk van die boodskap kyk. Dit moet gaan na alle nasies, stamme en tale en volke. Dis veronderstel om die bokke van die skape te skei. Nou dit is nie net 'n liefdevolle proses nie. God gaan groepe skei en een van daai groepe gaan vir ewig verlore wees en weens hulle eie keuse en die ander groep gaan vir ewig lewe. Dis nie 'n maklike boodskap wanneer daar so 'n ernstige skeiding plaasvind nie. Sien, ons kan nie besluit wie hierdie boodskap moet kry nie. Elke generasie, elke geslag en elke kultuur moet hierdie boodskap hoor. En dis hoekom ons jong mense Openbaring behandel, want hulle moet ook die boodskap hoor. En baie keer maak ek en jy die fout om te sê, maar wag so 'n bietjie. Ons is 'n Afrikaanse kerk, ons moet net die boodskap na Afrikaanse mense toe uitvat. Hierdie boodskap sê elke nasie, stam, taal en volk. Okay? Met ander woorde, dis vir jou persoonlik gegee om na elke nasie, volk, stam en taal toe te vat. Dis nie net vir jou gegee om na Afrikaanse mense toe te vat nie. Dis 'n boodskap wat na die hele wêreld toe moet gaan en jy, Here, moet die Here vra, Here, plaas mense oor my pad in my daaglikse wandel hoe ek dit kan doen. Ja, dit sê nie dat ons nie op ons Afrikaanse mense moet konsentreer natuurlik. Ons is Afrikaans, ons verstaan die kultuur, ons kan makliker met mense in Afrikaans praat, natuurlik. Maar as dit net die enigste vroeg, dan is jy nie besig om na hierdie vers te luister wat vir jou sê alle nasies en stamme en tale en volke nie. Of jy gaan vandag van my sê dat hierdie boodskap is nie vir jou as persoon bedoel nie. Dit kan nie altyd wees nie. Hierdie sê vir ons 3 verskillende verse dat dit na elke nasie toe gaan en terwyl ek oorskrol kan julle daai verse lees, maar dit is gemaak vir elke nasie. Dis 'n ewige evangelie. Wat 'n evangelie is dit? Dit is nie 'n nuwe boodskap nie. Dis die boodskap van die lam wat geslag is van die grondlegging van die aarde. Dis 'n boodskap wat Romeine 6 vir ons sê, ek is saam met Jesus gekruisig. Dis die ewige evangelie en ek het in sy dood opgestaan. Daar is 'n vernuwing van my lewe. Ek het in die nuwe lewe van Jesus opgestaan. Dis hierdie evangelie. Met ander woorde, die ou mens is gesterf, saam met Jesus gekruisig. In sy dood het die nuwe mens opgestaan en vir hierdie nuwe mens het Jesus 'n nuwe lewe gegee. Dis klaar vir jou bewerkstellig en is vir jou gegee. Want ek is nie skaam vir hierdie evangelie van Christus nie, want dit is die krag van God tot redding vir elkeen wat glo. En vir die Jood eerste en ook vir die Griek,
Want die geregtigheid van God word daarin geopenbaar uit geloof tot geloof, soos geskrywe is, maar die regverdige sal uit geloof lewe. Die woord vir die krag van God is die Griekse woord dunamis, wat beteken dinamiet. Met ander woorde, hierdie krag van God is soos dinamiet in jou. Dit maak 'n onomwentelbare ontploffing in jou wakker. Met ander woorde, eers het ek lief gehad wat ek lief gehad het, maar nou dat God en sy krag in my lewe ingekom het, is dit wat vir my meer aanloklik was, nie meer vir my aanloklik nie. Ek begin verander. Dit waarvan ek vroeër gehou het, is nie meer van my lekker nie, en dit wat die Here van my vra om op te hou mee te doen, begin ek op te hou mee doen, en daar's die krag om dit te doen in geloof vir my. Dit word deur geloof gedoen, in en deur jou, soos Jesus met deur die Heilige Gees in jou hart lewe. Dis 'n praktiese voorbeeld van die krag van God. Dis 'n daaglikse ervaring deur die inwoning van die Heilige Gees. So wanneer ons praat van die ewige evangelie en ons praat van die krag waarvoor ons skaam is, dan is dit nie hierdie teoretiese boodskap nie. Dis 'n praktiese daaglikse ondervinding met God. Met ander woorde, ek laat daagliks God toe om in my en deur my sy oorwinnings uit te leef en in my en deur my mooier en skoner te maak, sodat wanneer hy kom, by die Bybel van ons sê, ons weet nie hoe ons nou lyk nie, of soos God nou lyk nie, maar wanneer hy kom, gaan ons lyk soos wat hy lyk. Dis 'n daaglikse ondervinding. Dis wat die evangelie is. Die evangelie sê ek is saam met God gekruisig en ek staan as 'n nuwe mens op. Ek is nie meer die ou persoon wat volgens die standaard van sy eie lewe nie. Ek is iemand wat die standaard van God in my hart toelaat en vra dat daardie standaard my verander. Nie kompromis met hoeveel van hierdie standaard ek aan kan vashou en nog steeds half oukei wees met God nie. Vrees God. Nou kom ons kyk so 'n bietjie wat vrees God beteken. En voordat ons gaan, wil ek hierdie vers vir julle lees, want daar kom 'n tyd wanneer hulle die gesonde leer nie sal verdra nie. Maar omdat hulle ore gestreel wil word deur wat hulle wil hoor, sal hulle vir hulle self leermeesters na hulle eie begeertes uitsoek. Dit sê vir my dat aan die einde van tyd gaan ons graag die goed wil hoor wat ons gemaklik laat voel. Ons wil nie hê dat die leraar van vooraf oor dinge moet praat wat vir my gaan sê, ek hou nie nou van wat hy vir my gesê het nie. Maar hierdie vers sê vir ons dat ons het nodig om ons harte vir God oop te maak. Wat is die vrees van God? Met ander woorde, as die Bybel sê, vrees God, dan sê dit, die vrees van die Here is die beginsel van kennis, sotte verag wysheid en tug. En dan gaan dit aan, wees nie wys in jou eie oë nie, vrees die Here en wyk af van die kwaad. So vrees God is wysheid en dan word vrees God met iets anders te gekonnekteer. Vrees God, die vrees van die Here is om te haat wat sleg is. Die vrees van die Here is tug van wysheid. Met ander woorde, as ek God vrees in my hart, dan gaan ek begin haat wat hy haat. Ek kan nie God vrees en die kwaad lief hê nie. Ek kan nie vir my kinders leer om God te vrees en dan dinge in my lewe toeraad wat ek duidelik van bewus is God nie wil hê in my lewe moet wees nie. Nou goed, ons gaan dit 'n bietjie uitbrei sodat ons dit kan verstaan. Julle die voorbeeld so. Jy's 'n getroude paartjie en die man kom by die huis en hy sê vir sy vrou: "Daar's 'n ander vrou in my lewe. Sal jy omgee as ek 3 dae met haar spandeer en 3 dae by jou?" Wie van julle gaan gelukkig wees met dit? Okay, wat as jy vir jou vrou sê 5 dae by haar en 2 dae by jou? Of 5 dae by jou en 2 dae by hierdie ander vrou? Sal julle okay wees met dit? Nog steeds nie. Wat van 6 dae en 12 ure en 12 ure by die ander vrou? Gaan julle okay wees daarmee? Rihanna, gaan jy okay wees daarmee? Denzel, gaan jy okay wees daarmee? Goed. Ons kan nie lief hê wat Satan in ons lewens plaas en godsvrees nie. Nie eers 5% daarvan nie. As jy enigsins wat God, en hier moet ek stop en sê, daar's 'n verskil tussen iemand wat weet wat verkeerd is en net sê, ek gaan hierdie ding so uitredeneer dat jy nie van my kan sê dis verkeerd nie.
Of iemand wat vir God sê, Here, ek hoor wat jy vir my sê. Ek's jammer, ek sukkel. Daar's baie dinge in my lewe wat nie reg is nie. Daar's baie dinge waaroor ek moet gaan bid. Ek is bereid om toe te laat dat jy vir my wys wat fout is. Dis nie dieselfde as wanneer ek weet 'n ding is verkeerd en net omdraai. En weet julle wat, ons het nog nie audacity om baie keer God se woord te gebruik om dit wat ons graag wil doen reg te redeneer. En ek dink van myself, wag so 'n bietjie. God sê vir my een ding en dan wil ek sy woorde gaan vat om dit reg te Daar's 'n verskil. En jy moet vandag vir jouself besluit waar jy is, maar ek en jy kan nie 'n kompromie aangaan nie. Ons moet haat wat God haat. En nou gaan ek begin nader aan huis toe kom en ek doen dit nie uit veroordeling nie. Ek wil hê ons moet daaroor besin as 'n gemeente. Want ons het 'n ruk terug iemand hier gehad wat vir ons kom het en ons vir ons die gevaar van gaming beskryf het. Met ander woorde, die gaming-industrie is totaal geheel en al ontwikkel deur Satan. En nou laat ek my kinders by die huis toe om te game. En dan wil ek hulle die vrees van God leer. Jy kan nie 5%, en weet julle wat, dan sit ons nog en ons laat ons kinders partykeer toe in die kerk om die games te speel, terwyl ons in die erediens die God van die heelal nader. En julle, dis 'n harde boodskap, maar dis iets wat ek wil hê julle aan moet dink. Jy kan nie vir jou kind die vrees van God leer en 'n sekere deel van Satan se koninkryk wetens en willens in jou lewens toelaat nie. Die musiek wat ons luister, die movies waarna ons kyk, kom uit 'n industrie wat deur Satan totaal geheel en al bepaal is om jou weg te vat van God se standaard. En dan wil ons, maar kan ons nie net kyk wat se tipe movie ons kan kyk, wat movies maak kyk maak nie. Met ander woorde, ons wil sê, Here, kan ek nie net 'n bietjie van Satan vat en 'n klomp van jou vat en dit saam sit dat dit oukei is nie. Maar julle het nou net vir my gesê dis oukei. Dis nie oukei as ek 6 dae en 12 ure by my vrou is en 12 ure by iemand anders nie. Die kleredrag wat ons jong mense laat aantrek. Weet julle, ek was verlede naweek by Drakensville en ek het gekyk na hoe van die jong dames aantrek en ek praat met die Here en ek sê, Here, ons weet in ons kerk is daar hoeveel jong mense wat met pornografiese verslawing sit. Daar's hoeveel volwasse mans wat uit pornografie verslawings uitgekom het. En nou leer ons jong mense om so aan te trek en dit maak dinge wakker in die hart. En ons is oukei daarmee of ons sê, maar wag so 'n bietjie leraar, jy verstaan nie, weet jy hoe moeilik is dit om vandag klere te kry vir 'n jong dame wat gepas is. En dan sê ek vir jou, ja, ek weet, maar ek kan sien daar's ander mammas wat dit reg kry. Ons kan nie 'n deel van God se standaard hê en 'n deel van die wêreld se standaard hê en dan vir ons kinders leer hoe om God te vrees nie. Dis onmoontlik, lig en donker te vermeng nie. En ons het nodig om hierdie boodskap na 'n wêreld toe te vat wat nie eers daai standaard ken nie, en ek en jy as God se kinders wat hierdie boodskap moet vat, wat geen meer belangrikheid in ons moet wakker maak nie, is self besig om nog te probeer besluit of ons werklik waar volgens God se standaard wil leef. En weer eens mense, vandag is nie 'n oordeelsboodskap nie, vandag is 'n boodskap om eerstens in my hart iets wakker te maak. Sodat ek en jy die Here kan gaan vra, Here, ek gaan nou op my knieë kom staan voor jou en ek gaan nie opstaan nie, al moet ek dwars deur die nag bid, totdat jy vir my wys of wat daai predikant vandag gesê het, werklik waar van toepassing is. Want ek lewe in die oordeelsuur. Scott Ritsema, ek weet nie of julle weet wie hy is nie, uit die Ministry Belt of Truth, het so 'n maand of 2 terug 'n 2 ure interview gehad met 'n swart man met die naam Gabriel Estavo.
En Gabriel Estavo, ek gee julle net vinnig sy agtergrond. Gabriel Estavo was van kleins af deur demone grootgemaak. En dit klink ver, ons westerse brein kan dit nie komprehend nie. Dis, dit klink sommer net na nonsens. Maar hy vertel die storie dat hy van kleins af by sy maale af weggevat is. En letterlik deur demone grootgemaak is. Satan homself het 2 of 3 keer aan hom kom verskyn om met hom dinge te bespreek. En Scott Ritsema het dan 'n interview met hierdie man en ek wil hê julle moet die volgende luister. Dis wat hierdie jong man sê. Hy's van sy ouers af weggevat sodat daar geen emosies en passies en liefde en omgee wat in 'n kind se lewe gegee is nie. Hy moes hard gemaak word en dis wat hy sê wat in Satan se binnekring was. Satan het hom baie keer gevat en na vergaderings dwars oor die wêreld gevat waar hy moes leer. Dis 'n persoon aan wie Satan self verskyn het. En nou gee hy vir ons die volgende woorde. Hy sê, Satan het 2 tipe agente. Hy het 'n aktiewe agent met iemand wat openlik vir Satan werk. En dan 'n passiewe agent. Dit is mense wat onwetend deur Satan gebruik word om sy ideale na vore te bring. En baie keer is hulle tussen God se mense. En dan gaan hy aan om te sê, in godsdienst kry jy ook 2 groepe. Die aktiewe agent wat hulle harte ten volle vir God gegee het en 'n oomblik tot oomblik verhouding met God het. En dan die passiewe agent, hulle wat voorgee om God te ken, gehoorsaam te wees en 'n koneksie met God te hê, maar kies om volgens hulle eie ideale en standaarde te lewe. So hy sê in die kerk is daar 2 groepe. Mense wat werklik waar aan God oorgegee het en saam met God deur die heiligmakingsproses gaan. En dan is daar die groep van mense wat sê hy, dit maak nie regtig saak nie. Hy gaan dan voort en hy sê, die mediums en kanale waardeur Satan verkies om te werk. 'n medium is a tool of method by which Satan speaks to or programs your mind without your knowledge or content. Okay? Dan sê dis die 7 maniere waarvolgens Satan dit doen. Worshipping false deities. False Christian worship. Met ander woorde, hierdie emosionele worship waar worship en jou emosies wakker maak en dit net hierdie lekker gevoel is van, kom ons dien die Here en ons swaai ons arms en ons gaan absoluut mal. Dit word gemaak om jou brein te programmeer. Die tweede ene is diverting of morals through the media and education system. A new set of moral values is created and taught to us at a very early stage of life. Aan die ander woorde, Satan het baie gou agtergekom om my kind te vat en sy brein te programmeer, gaan ek dit op skool al begin doen. En ek en jy as ouer moet dit aktief teewerk. Through history and science, we are taught what to believe through history and science, which is not factual correct, but considered in order to drive an agenda. Met ander woorde, die geskiedenisboeke sowel as politiek word vandag gebruik om jou in 'n rigting te stuur. En julle asseblief gaan soek op YouTube, Scott Ritsema en Gabriel Estavo. Gaan kyk hierdie vir jouself as jy dink dat ek vandag. En dan een wat vir my baie moeilik was om te aanvaar en ek het lank met die Here oor hierdie een gestry want ek wou nie hoor nie, ek wou nie luister nie, ek wou nie. Sport as a religion. To unite humanity in a unique sense of worship to the God of sport, which is a demonic angel. En dan gaan hy en hy verduidelik dat sportspanne is in die okkultiese wêreld soos die weermag, soos twee weermagte wat teen mekaar speel. Die veld is 'n sanctuary, die players is klein demigods. Die bal is die phallic symbol en die net is die female phallic symbol. The referee is a priest and the fans are worshipped in the sanctuary, or worshippers in the sanctuary. Evil spirits are dictated to sow excitement and emotions into the worshippers. Envy, hatred, pride, anger, egocentric feelings, jealousy, resentment, enmity and arrogance and excitement. En toe ek dit lees, toe sê ek, Here, ek gaan nou elkeen van hierdie emosies vat en ek gaan kyk in my lewe. Toe ek ernstig betrokke was, dis emosies wat in my hart wakker word wanneer, kyk as daai referee verkeerd blaas, is ek amper by die TV en as jy my los gaan ek hom skop.
En as die Sharks verloor en jy los my, gaan ek nou van my vrou knor en my kind ongeduldig hanteer, want my span het verloor. Many of the big stadiums are consecrated in honor of specific high-ranking demons. Dis 'n satanis wat hier besig is om vir ons te verduidelik wat die punt was van sport. En is op hierdie punt wat ek kan hoor hoe julle gedagtes dink en sê, ja, ek wil opstaan en loop, want jy's besig om te ver te gaan, leraar. Jy is nou te konservatief. Hier is my vraag, kan ons 5%, as jy weet dat enige iets so Satan ruik, wil jy dit as 'n mens in jou lewe toelaat in die oordeelsuur? Kan ek 5% van iets wat Satan ontwikkel het vat en in my kinders se lewe toelaat en in my eie lewe toelaat en dan sê, maar ek vrees God en ek gee hom heerlikheid? En dis die punt van hierdie boodskap, dit is om vir jou en my te vra, hey, word wakker, waar is jy in die verstaan van die 3 engele boodskap? Jou lewe moet 'n getuienis wees. Nie sag en subtiel nie, maar in ons lewe in die oordeelsuur. Dit moet die blou druk van die 3 engele boodskap wees, wat in 'n oomblik tot oorgawe maak. Maar hoe doen ons dit as ek en jy nie bereid is om saam met die Here te gaan sit en te sê, Here, ek gaan 'n moeilike ding doen. Ek gaan jou vra om inventory te vat in my lewe. En ek gaan jou vra om vir my te wys, wat is nie volgens jou standaard nie. En dan tweedens, Here, ek het nie 'n klou hoe om dit te doen nie. Ek weet nie hoe om daar uit te kom nie, daar is nie genoeg in my om dit reg te kry nie. Here, jy gaan my moet help. Maar hoe neem ons hierdie boodskap na iemand toe as ons nog nie bereid is om daai compromising neer te sit nie? En dit gaan na al die bewoners van die aarde toe, sodat hulle 'n fighting chance kan hê om hierdie standaard in hulle lewe toe te laat. Maar jy en ek kan nie hierdie standaard van ander mense leer as ek en jy nie nog steeds fokus op wat vir my belangrikheid is. Want dit sê, vrees God en gee hom die heerlikheid. Nou wat beteken dit om God heerlikheid te gee? Sit asseblief jou emosies vir 'n oomblik net op sy. Want dis 'n baie moeilike en 'n baie harde boodskap. Ek in my hart, toe ek hierdie boodskap begin uitstudeer het, moes baie keer in kwaadheid vir Here sê, nou praat ek nie verder nie. Okay, jy los my nou uit en ek wil nie hoor nie. En dan het hy my gelos en het my stadig teruggebring. En ek is nie besig om te sê ek's daar nie. Ek probeer vir julle sê dat daar's sit die emosies vir 5 sekondes op sy. En luister. Elke besluit wat ek maak, moet of heerlikheid aan God gee met my hele hart, my hele verstand en my hele siel. Elke emosie elke besluit wat ek maak, moet wys dat ek God vrees. En onthou, om God te vrees is om jou rug te draai op wat verkeerd is. Nie daarmee te compromise nie. Met jou hele hart en jou hele siel en jou hele gees vir God te vrees. En om elke besluit wat ek maak, is 'n besluit wat of help om die gebroke verhouding met God te herstel of verder te breek. Hierdie boodskap moet met 'n leidegroep uitgaan en dis 'n boodskap wat aan elkeen van julle wat vandag in hierdie banke sit, my inkluis gegee is. 'n Statistiek wys vir ons dat ons as 'n kerk het begin raak soos een blinde wat 'n ander blinde lei. Ons hou openbaringsseminare en ons leer die 3 engele boodskap vir mense, maar ons leer vir hulle teorie. Want dit is nie prakties in my eie lewe nie. Ek het nog nie op die punt gekom wat ek vir Here sê, Here, jou standaard is aan die einde van die dag die belangrikste vir my. En ek wil op 'n punt kom waar ek daai deel van my wat sê, man, dit is nie so nie. Die Here is okay met dit. Daai wil ek neerlê en ek wil op jou standaard wil ek my lewe baseer.
En dis dan wat die Here jou kan gebruik om die 3 engele boodskap uit te dra, maar hy kan dit nie doen as ek en jy dit nie kan doen nie. En daarom het die laternis nog nie geval nie, en daarom het die leidige roep nog nie begin nie, wat ons in Openbaring 1:18 vers 1 tot 4 kry, want die werkers, die boodskappers, die engele, ek en jy, want dit is angeligon, dit is boodskappers, ek en jy, ons het nog nie 'n besluit gemaak nie. En Gabriel Estavo sê, Satan het, en die mense wat vir hom werk, het al lank al hulle besluit gemaak. Hulle is lynreg gefokus besig om jou en my ewige lewe te steel. Sonder aarzeling, sonder wegsteek, met alles wat hy sy vingers in kan druk. Dis net ek en jy wat nog nie kan besluit waar ons wil wees nie. En dan kom ons op 'n punt waar ons die minimum standaard mee leef, waarmee ek kan wegkom, en baie keer kom ek dan by 'n punt wat vra, is dit regtig 'n verlossingssaak? En met tye is daai 'n geregverdigde vraag, maar baie keer gebruik ek, is dit regtig 'n verlossingssaak? Gebruik ek daai vraag om in my hart te sê, weet jy wat, is nie eintlik regtig vir my so erg nie. En ons doen dit met baie van God se waarhede. Maar 'n lewe saam met God, hierdie standaard, hierdie 3 engele se boodskap waar ek met 'n luide stem gaan lewe, waar ek God vrees, aan hom die heerlikheid gaan bring, want ek lewe in sy oordeelsuur. Dis soos 'n nuwe romantiese verhouding. Aan die begin sit jy alles in, en jy maak seker dat daai persoon vir jou alles is. En jy sit alles in om daai persoon gelukkig te maak, en dan begin jy ander belangstellings raak, en jy begin gemaklik raak, en jy begin kompromie met die beloftes wat jy in daai persoon gemaak het. En met die Christendom is dit so, ons het die Bybel begin lees, ons het Gees en Profesie begin lees, ons het 'n warm gebedslewe gehad, en dan begin die wêreld in ons lewens, begin dit invloed neem, en dan naderhand begin ek ander belangstellings kry, en ek raak gemaklik, en ek kompromieer op dit wat ek besluit het. En sien, ons dink dat God gaan tevrede wees met 'n laer standaard. God kan nie. En dis hoekom hierdie proses daar is om die skape en die bokke te skei. En dis hoekom dit nie 'n lekker proses is nie, want ek kan in julle harte hoor wat in my hart aangaan. Here, ek hou nie van wat jy vir my sê nie. Ek stem nie saam met wat jy vir my sê nie. Ek stem nie saam met wat hierdie predikant vir my vandag sê nie. En dis die hele punt van die 3 engele boodskap. Dis om jou op 'n punt te kom wat jy begin worstel in jou hart, want totdat daai worstel begin, is jy nie eers naby die standaard nie. Dan moet daai worsteling in jou hart wees, sodat die Here jou na sy standaard toe kan vat. Want dit is die standaard vir die hemel. Dis nie negotiable nie, dis nie veranderbaar nie, dis nie, ek kan 'n bietjie van dit en 'n bietjie van dat. Dis wat die wêreld doen, hulle tailor-make godsdiens. En ek en jy kan dit nie ook doen nie. Ek is baie amper klaar. Die vers gaan dan aan en sê, gee God die heerlikheid. Met ander woorde, Abraham, en dis die vers wat ons gaan van dit skiep. Daar's 2 maniere hoe ons God heerlikheid kan gee. Die eerste ene is om deur geloof te kan glo dat God wat hy sê vir jou gaan doen, hy vir jou gaan doen. En die voorbeeld wat Romeine dan gebruik is Abraham se. Daar's nie 'n manier dat ons in die wêreld 'n 80, 'n 90-jarige of 100-jarige man en 'n 90-jarige vrou, of is dit andersom gewees, kan gebruik om 2 kinders om bymekaar te kom en 'n kind te verwek nie. Daar's nie 'n manier dat iemand vandag sal dink ek kan my kind op 'n brandofferstapel offer en God gaan hom net lewendig maak nie. Wat heerlikheid aan God gebring het, is Abraham wat gesê het, maak nie saak hoe dit lyk nie, ek gaan God glo. My geloof in wie God sê hy is en die beloftes wat hy maak, is onteenseglik. En daarom het Abraham aan God heerlikheid gebring. So die vraag wat ek vra is, glo jy dat God jou lewe kan vernuwe? Glo jy dat God dit waarvan jy gehou het, wat nie in lyn is met sy standaard nie, vir jou lelik kan maak?
Glo jy dat God die sondeprobleem in jou lewe kan wegvat en verander? Dat God dit wat skeiding tussen jou en hom maak kan wegvat? Want dis hoe ek en jy heerlikheid aan God bring, om te glo dat God gesê het wat hy gesê het, en dat hy gaan doen wat hy gesê het. Ek het nou so 'n bietjie die mekaar geraak op my slide, so kom ons gaan aan, sodat dit nie te lank gaan nie. Ons lewe in die uur van oordeel. En die Bybel sê vir ons dat daar 'n boek van die lewe is, dat daar 'n boek van oordeel is, en dat daar 'n boek van gedagtenis is, en 'n boek van werke is. En dan sê die Bybel ook vir ons, en ek kan die verse vir julle gee as julle wil, dat alles wat jy in die geheim doen en in die openbaar, jou gedagtes, jou woorde, jou aksies, selfs jou lyfstaal, word in een van hierdie 3 boeke geskryf. Daar is 'n boek van gedenkenis, dan is alles wat jy gedoen het wat God heerlikheid gebring het, word neergeskryf, en dan alles wat jy gedoen het wat God nie verheerlik nie, word neergeskryf. En dit is jou gesigsuitdrukkings, jou lyfstaal, jou gedagtes, jou woorde, jou denke in die openbaar en in die geheim. Alles word in die oordeel geskryf. Dis die tyd waarin ons leef. Dis die uur waarin ons leef, en dis waarvoor hierdie boodskap wat present truth is, vandag vir jou en my gegee word. Daniël 2 sê vir ons dat daar 'n oordeel gaan kom. Daniël 7 en 8 sê vir ons dat daai oordeel nie klaar gemaak totdat die heiligdom skoon gemaak is nie. En dan Daniël 11 sê vir ons dat Michael nie kan opstaan, met ander woorde, ons kom haal, voordat daai tempel skoon gemaak is en die genade deur gesluit is nie. Met ander woorde, hierdie oordeelsuur gaan nie vir ewig aanhou nie. En jy het nou tyd om te lewe en te kom op die standaard van God, want daar gaan 'n tyd kom wat die oordeel sluit en die genade deursluit, en dan is daar nie meer vir jou en vir my tyd om hierdie ding vir onsself uit te figure nie. Die genade deur het gesluit. So ek en jy lewe nou in die oordeelsuur, in die tyd wat dit nou belangrik is, wat ek en jy besluit om te doen. Die 3 engele boodskap leer vir jou en my hoe om in die oordeel te leef. En die vraag wat ek vra, en dis 'n vraag wat elkeen van jou moet vra, hoeveel van ons kan vandag sê, ja Here, ek het op 'n plek gekom in my lewe waar ek ten volle kan sê, Here, vandag is die dag. Maak nie saak hoe moeilik dit vorentoe gaan wees nie, wat ek my hart ten volle vir jou gaan gee, en gaan vra dat jy jou standaard in my wakker maak. En dat jy alles wat my standaard is, gaan wegvat, sodat dit wat vir jou belangrik is, vir my belangrik word. Saam met dit gaan dit, Here, ek gaan dit nie elke dag reg kry nie. Here, ek gaan baie keer foute maak. Here, ek gaan baie keer moedeloos word, en soms gaan ek omdraai en terugstap. Maar asseblief, ek wil op jou standaard kom. En dit moet 'n oomblik tot oomblik lewe wees saam met jou, sodat jy jou oorwinnings in my en deur my kan uitleef, sodat ek hierdie boodskap prakties kan leef en ander mense kan sien dis 'n waarheid. Want nou sê ek vir julle, daar's nie 'n manier dat die wêreld hierdie 3 engele boodskap gaan vat en gaan glo as hulle dit nie in God se kinders kan sien nie. Daar's nie 'n manier nie. Aanbid hom. Daar's 2 kante, Openbaring 13, en ek gee 5 minute dan se klaar. Openbaring 13 sê dat die dier gaan aanbidding afdwing. En Openbaring 14 vra vir vrye wil aanbidding vir God. En nie by een van hierdie 2 kante is daar 'n middelweg nie. Daar's nie 'n manier dat die dier en die draak en die valse profeet wat jou aanbidding gaan forceer, 'n middelweg tevrede gaan mee wees nie. Satan soek jou hele lewe aan sy kant. En as hy jou 5% het, dan het hy jou eintlik heeltemal. So Satan is nie tevrede met 'n middelweg godsdiens en aanbidding nie. Wat laat ons dink dat God is? Daar is nie 'n middelweg nie. God soek 'n volle oorgawe en Satan wil 'n volle oorgawe afdwing. So hoe aanbid ek God? Wel, die deel wat sê hy wat die waters en die see en die aarde, hemel en die aarde en die see en die waterfonteine gemaak het, dit vat ons reguit terug na die Sabbat toe. Aanbidding vir God is om die vergete dag, die dag wat so min saak maak, weer te hou.
Dit is 'n verband tussen God en jou wat in die oordeelsuur leef, en ek wil net hierdie 2 spesifieke verse kry. Die Sabbat word die teken. En ek het oor my Sabbate aan hulle gegee om vir hulle 'n teken te wees van die verhouding tussen my en hulle, en sodat hulle sou weet dat ek die Here hulle geheilig het. So die heiligmakingsproses, die teken dat jy daarin is, dat jy dit snap en deel is van dit, is dat ek Sabbat hou. Dis wat hierdie vers vir my sê. En die tweede vers, Jesegiel 20 vers 20 sê dan, hou my Sabbate heilig sodat hulle 'n teken kan wees van die verhouding tussen my en julle, sodat julle kan weet dat ek die Here julle God is. Die teken dat jy in 'n verhouding met God is die feit dat jy verstaan waaroor Sabbat gaan. En as jy vandag 'n besoeker is, gaan op ons aanlyn panorama en gaan kyk op ons playlist. Ons het so rukkie terug 2 dele oor Sabbat gedoen. Gaan kyk daarna. Jy kan nie sê ek is in 'n verhouding met God, tensy jy in onkunde nie die Sabbat ken nie, en nie die Sabbat hou nie. En jy kan ook nie sê ek is deel van die heiligmakingsproses en nie die Sabbat hou nie. Maar 'n tweede deel van aanbidding is skeiding tussen jou en wat separation bring tussen jou en God. En Jesaja sê, jou sondes het 'n skeidsmuur tussen my geword. En dit praat nie van daai dinge wat jy doen en dan besef later, frek, ek het weer my meer verloor, die Here vergewe my. Dis daai dinge wat jy weet wat verkeerd is, wat jy doen in 'n geval net omdat jy nie bereid is om dit op te gee nie. En ek gaan nie 'n lys daarvan maak nie, ons het na van dit gekyk, maar daar's dinge wat ons in ons persoonlike lewe doen, wat jy weet verkeerd is. En ons grappe oor maak, en later begin ons kinders daaroor grappe maak, sodat ons naderhand dit wat vir God belangrik is, weglag. Dis wanneer dit sê, Jesaja, dit bring 'n skeiding tussen jou en God, en jy besef dit nie eers nie. En God roep ons terug na die standaard, en die laaste deel van heerlikheid bring, hoekom dit ook verwys, nie net na die Sabbat, praat van die hemel en die aarde en die see en fonteine, daar is 3 dinge wat vir die mensdom gegee is, voordat sonde die wêreld kom verander het, en voordat sonde God se prentjie in ons kom verander het. 3 dinge is vir ons gegee. En volgens hierdie 3 dinge gee ons heerlikheid aan God, aanbid ons hom en vrees ons hom. Die eerste ding is dat God is die lewensskepper. God is die een wat die wêreld in 7 dae geskep het en lewe in sy hand vashou. Die wêreld sê, nee wat, daar's evolution en daar's 'n Big Bang, so dit vat die krag van God en gee dit oor aan 'n natuurlike seleksie of chance. En dis hoekom die skepping so groot aangeval word, want een van die 3 dinge wat ek in die skepingsverhaal ontdek voordat sonde hierdie wêreld kom omkrap het, is ek ontdek 'n skepende lewende God wat uit niks uit lewe geskep het en daai lewe van jou in sy hande vashou, en daarom moet jy hom aanbid. Die tweede ding wat ons kry is die instelling van die huwelik. En die wêreld val dit verskriklik aan. En vandag soek mense identiteit in allerlei goed. Jy kan vandag 'n kat wees, jy kan vandag 'n hond wees. En die wêreld is op 'n mal plek wat as jy identifiseer as 'n kat en jy gaan skool toe en jy loop op jou 4 bene en jy maal omdat die onderwysers vir jou sê kts, kts, kts. Anders is hulle in die moeilikheid. Of jy kan vandag 'n man en 'n vrou terlyg het. Die wêreld soek na identiteit. En in die huwelik het God identiteit gegee. 'n Vrou is 'n vrou en 'n man is 'n man, en jy het waardes gekry en jy spesiaal deur die Here geskape met sekere elemente wat jou 'n mamma maak, en dis die belangrikste rol wat jy ooit sal hê. En ek sê nie jy moet net 'n mamma wees nie, maar jou mammaskap, jou vrou wees binne in daai rol wat die Here vir jou gegee het, is die heel belangrikste ding wat jy ooit kan doen, en daarin vind jy jou identiteit. En om 'n pappa te wees is die heel belangrikste ding wat jy ooit sal kan doen. En hy het jou spesiaal toegerus daarvoor. En in dit vind jy jou identiteit. En dis kom die wêreld dit aanval, want die Here het vir ons lewe gegee, hy het vir ons identiteit gegee. En die laaste ding is die Sabbat, waarin ek in Jesus rus. En die heiligmaking, rest and blessings and sanctification. Dis waarin ek God vind. En dis hoekom hierdie 3 engelboodskap, die eerste engelboodskap ons terugroep om 'n God te aanbid,
ons terugroep om sy standaard na te volg. En ons terugroep om hom te vrees. Met ander woorde, wat's vir hom belangrik? En wat vir hom belangrik is, moet ek van my kinders leer. En wanneer ek dit in my gesin reg gekry het, moet ons dit in die kerk leer. En wanneer ons dit in die kerk reg gekry het, nou kan ons dit vir die wêreld met 'n luide stem vat. Tyd is besig om uit te hardloop. En ek en jy die boodskap in ons hand. Vrees God en gee aan hom die heerlikheid, want die uur van sy oordeel het gekom. En aanbid hom. Amen. Voordat ons begin, kom ons bid net gou-gou vir die afsluit van ons video na opname. Hemelse Vader, vandag was nie 'n lekker boodskap om met tye aan te hoor nie. Dit is 'n boodskap wat ons harte omkrap. Dit is 'n boodskap wat vir ons sê, kom reflekteer, kom neem stok van jou lewe. Jy is in die doodsnikke van hierdie wêreldse geskiedenis. Daar's 'n oordeelsuur aan die gang. En wanneer daai genadesluit deursluit kom, sê die Bybel, ek kom met jou loon. Met ander woorde, God gaan nie iets uitwerk wanneer hy kom nie. Hy kom met daai loon klaar uitgewerk. En dan gaan hy die skape en die bokke hulle eie pad laat gaan. So nou is die tyd waarin ek moet oorgee en God vra om sy standaard in my lewe uit te leef. Nou is die tyd wat ek moet ophou komprimeer tussen wat vir my belangrik is en wat vir u belangrik is. Nou is die tyd waar ek moet ophou om die minimum standaard uit te kan leef. En selfs daai minimum standaard uit te redeneer en reg te redeneer nie. Here, ons lê ons harte voor u bloot. Ons kom kniel voor u en ons vra, sny Here, sny weg alles wat nodig het om weg te sny. Want ons lewe in die oordeelsuur. En baie binnekort kom u om ons te kom haal en die loon is saam met u. In Hebreërs 31 sê, hoe vreeslik is dit om in die oordeel van 'n lewendige God te val. Mag die eerste Engelse boodskap ons hart genoeg omkrap dat ons ure by u op ons knieë sal deurspandeer om u standaard in ons lewens 'n werklikheid te maak. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.